Nou, belasting betaalbaar word bereken op jou jaarlikse belasbare inkomste. En ons moet die belastingtabel gebruik waar ons gaan kyk wat is die belastingkoers wat ons gaan gebruik om die belasting betaalbaar te bereken. En dis hoe die belastingtabel lyk. Dit het 'n belastingkerf en in die geval het ons kerf 1, 2 tot by kerf 6 met die belasbare inkomste. Dit is die kolom waar ons gaan kyk waar die belastingbetaler se belasbare inkomste lê, of het in kerf 1, 2, 3, 4, 5 of 6 is, deur te kyk na die persoon se belasbare inkomste. En dan het die tabel ook die belastingkoerse. Dit beteken ons gebruik die belastingkoerse om die belasting betaalbaar te bereken. Ok, soos ons het kerf 1, kerf 2 met 237.101 tot by 370.500 en dan gebruik ons die belastingkoers R42.678 plus 26% van die belasbare inkomste bo 237.100. En so kan ons gaan na elke een toe. Elke belastingkerf het 'n belastingkoers wat ons dan gebruik om die belasting betaalbaar te bereken. Nou kom ons gaan kyk, hoe gebruik ons dit dan? Eerste ding is, ons het wat ons noem belastingkorting. Belastingkorting is platweg gesê afslag wat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens gee op die belasting betaalbaar. SAID, soos ons in 'n vorige video gesien het, staan vir die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, die akroniem SAID. Dan, dit is korting word toegestaan volgens die ouderdom van die belastingbetaler. En dan, hoe ouer jy is, hoe meer kortings ontvang jy, wat beteken hoe minder belasting betaal jy, want jou afslag is groter. En ons het 3 kategorieë van ouderdomme. Jonger as 65 jaar, dan het ons 65 jaar, en maar jonger as 75, en dan het ons almal wat 75 jaar en ouer is. Nou, jonger as 65 kry primêre, 65 en jonger as 75, en 75 jaar en ouer. Dit beteken almal, maak nie saak hoe oud jy is nie, almal kry primêre korting. En dan die sekondêre korting is net vir 65 jaar en jonger as 75 en dan ook 75 jaar en ouer. En dan die tersiêre een is net vir 75 jaar en ouer. Dit beteken ons ouderdomsgroep of kategorie 1 wat jonger as 65 jaar is, hulle kry net primêre korting. Diegene wat 65 is, maar jonger as 75, hulle kry primêre en sekondêre korting. En dan persone wat 75 jaar en ouer is, kry al 3 kortings, primêre, sekondêre en tersiêre kortings. Nou kom ons kyk met bedrag. Daar het ons ons belastingkortings, primêre korting van 17.235. Die sekondêre, en julle sien ook daar, dit sê persoon 65 en ouer. En dan tersiêre korting persoon 75 en ouer. Dat beteken dat ons weer ons 3 belastingkategorieë. En ons het gesê, almal kry primêre korting. Dit beteken, maak nie saak hoe oud jy is nie, almal kry die 17.235 rand. Dan sekondêre korting is begin by persone 65 en ouer. Dit beteken, jonger as 65 kry nie sekondêre korting nie, is net van 65 jaar en ouer, beteken 75 kry dit ook. En dan die tersiêre korting is net vir persone 75 en ouer. Dit beteken, hoe jonger jy is, hoe minder korting of afslag kry jy. So jonger as 65 kry dan net die 17.235 wat die primêre korting is.
65 en jonger as 75 kry dan primêre en sekondêre korting wat dan 'n totale korting van 26.679 gee en dan 75 jaar en ouer kry al drie kortings wat 'n bedrag van R29.824 gee. Ok, nou moet ons gaan kyk, ons moet die belasting betaalbaar bereken. Om dit te doen, moet ons die jaarlikse belasbare inkomste hê. En in die geval is die jaarlikse belasbare inkomste R363.000. Dit beteken ons moet gaan kyk by watse belastingkerf val het, deur te kyk waar lê daardie 363.000 by die belasbare inkomste kolom, sodat ons weet watse belastingkoers ons moet gebruik. Nou in die geval het ons die 363.000 lê dan in belastingkerf nommer 2. Dit beteken die belastingkoers wat ons gaan gebruik is 42.678 plus 26% van die belasbare inkomste bo 237.100. Ok? Ja, dit is waar hy gaan lê. Nou kom ons gaan kyk na die ouderdomsgroepe. Hoe gaan ons die korting ook insluit? Die persoon se salaris of die persoon se belasbare inkomste is R363.000 en die persoon is 51 jaar oud. En kom ons gaan kyk. Die belasbare inkomste van R363.000 is mos nou, soos ons gesê het by kerf, belastingkerf 2, wat R42.678 is, plus 26% van die belasbare inkomste bo 100.000. Kom ons gaan bereken dan nou die belasting betaalbaar, en ons gebruik die belastingkoers. Ek wil hê julle moet sien, die belastingkoers wat ek daar gevat het, is net soos wat dit vir ons gegee is in die belastingtabel. So jy kan nie belasting betaalbaar bereken sonder die gebruik van hierdie tabel nie. En dan wat ons doen is ons vervang net. Ons gaan vervang net, beteken ons gaan sê 42.678 plus 26% maal met en dan verkieslik hakies 363.000. Julle sal sien ek het dit dieselfde kleur ook gemaak van die jaarlikse belasbare inkomste minus die 237.100 wat vir ons gegee is in die belastingkoers. En hierdie tik jy net so by jou calculator in 42.678 plus 26% en jy kan hom skryf as 26 gedeeld deur 100 of jy kan hom intik as 0,26 vermenigvuldig met die hakkie 363.000 minus 237.100 gee vir ons dan die belasting betaalbaar van 75.412. Nou gaan kyk ons na die ouderdom van die persoon, want ons moet nou die belastingkorting aftrek. Die persoon is jonger as 65 jaar, wat beteken kwalifiseer net vir primêre korting. Dit beteken ons gaan trek af die primêre korting van 17.235 en dan die persoon betaal R58.177 belasting vir die jaar. Kom ons gaan kyk na die tweede persoon, die ouderdom verander hier. Hierso is die persoon 68 jaar oud. Ons het dieselfde jaarlikse belasbare inkomste. Wat beteken die belastingkerf gaan nog steeds die tweede ene wees. Wat beteken ons gaan nog steeds die belastingkoers gebruik van R42.678 plus 26% van die belasbare inkomste bo 237.100. En al die berekeninge gaan dieselfde wees, wat beteken ons gaan vervang die woord belasbare inkomste met die waarde van die belasbare inkomste wat 363.000 is. En dan kry ons 75.412. Maar omdat die persoon 68 jaar oud is, kry jy dan nou al twee kortings, primêre en sekondêre korting, wat ons by mekaar tel, en dan trek ons dit af van die 75.412 af, beteken persoon nommer 2
wat 68 jaar oud is met dieselfde belasbare inkomste, betaal dan R48.733 belasting vir die jaar. En ons kan sien dit is minder as die persoon wat dan nou jonger as 65 jaar oud is. In die laaste voorbeeld het ons 'n persoon wat 76 jaar oud is met dieselfde jaarlikse belasbare inkomste van R363.000. Dit val in belastingkerf nommer 2, R42.678 plus 26% van belasbare inkomste bo R237.100. So ons gaan gebruik hy belastingkoers om die belasting betaalbaar te bereken. Ons gaan skryf dit net so neer. En dan gaan vervang ons die 42.678 is gegee, plus is gegee, 26% is gegee in die belastingkoers. Vermenigvuldig is daar die van daar. Ek maak 'n hakkie daar, want ek gaan vervang die woord belasbare inkomste of die woorde belasbare inkomste met die waarde van die belasbare inkomste wat R363.000 is. En ons trek van dit af die R237.100 wat vir my gegee is in die tabel. Dan kry ons R75.412, want onthou die persoon is 76 jaar oud, beteken die persoon kwalifiseer vir al 3 kortings, primêre korting, sekondêre korting en tersiêre korting. Dan betaal die persoon R45.588 belasting vir die jaar. Beteken dieselfde belasbare inkomste, maar hy betaal baie minder belasting, omdat hy al 3 die kortings ontvang. Reg, kom ons gaan kyk na voorbeelde uit eksamen, vraestelle uit. Hier het ek vir meneer Boetie, 'n 55-jarige verkoopsman, het 'n maandelikse belasbare inkomste. Dit is belangrik dat ons reg lees wat word vir ons gegee. Wat hulle vir ons gee is die ouderdom. Die persoon, meneer Boetie, hy is 55 jaar oud. Dit beteken hy kry net primêre korting, want hy is jonger as 65. Dan kry hy 'n maandelikse belasbare inkomste van R41.433.92. Dit beteken ons moet dit gaan vermenigvuldig met 12, want ons wil by sy jaarlikse belasbare inkomste uitkom, dis gegee. Is getroud met 3 kinders. Ons gaan nie nou dit benodig hê. Eerste vraag is bereken meneer Boetie se jaarlikse belasting betaalbaar. Eerste ding wat ons moet doen is, ons moet gaan kyk wat is sy jaarlikse belasbare inkomste. Dit is R497.207.04. Dan gaan ons na die belastingtabel toe, want ons het ons nou klaar die belasbare inkomste. Gaan ons na die belastingtabel toe, en ons gaan kyk waar lê die belasbare inkomste van R497.207.04, en dit gaan lê daar by kerf nommer 3, wat vir ons gee R77.362 plus 31% van belasbare inkomste bo R370.500. Nou weer eens, ons gaan vervang. Ons gaan skryf dit net so weer oor. Al wat ons doen is, ons gaan sê 77.362 plus 31%, of jy kan skryf 31 gedeel deur 100, of jy kan skryf 0,31. Vermenigvuldig is die van hakkie, die woorde belasbare inkomste gaan vervang ek met die waarde van die belasbare inkomste wat R497.207.04 is, en ek trek af die R370.500 wat hulle vir my gee daar by die belastingkoers as deel van het, en dan tik ek dit by my calculator net so in soos wat dit daar is. Tik het net so in, dan kry ons 'n antwoord van 116.641. En nog gaan kyk ons, die persoon is 55 jaar oud, dit beteken ons gaan net primêre korting gaan aftrek van R17.235, dit beteken meneer Boetie se jaarlikse belasting betaalbaar is R99.406.98.
18 sent. Kom ons gaan kyk na nog 'n voorbeeld. Ek kom hierso uit September 2020 wat sê Yamkela, 'n werker wat 64 jaar oud is, ontvang 'n bruto salaris van R37.537,75 per maand. Let wel, dit is belangrik, hy dra 7,5% per maand tot die staatsdienspensioenfonds, die GEPF, Government Employees Pension Fund, is die staatsdienspensioenfonds, wat nie belasbaar is. Dit beteken daar word nie belasting betaal op daardie 7,5% per maand nie. Hy dra ook R575 per maand by tot 'n liefdadigheidsorganisasie, wat beteken hy maak 'n skenking of hy gee 'n donasie elke maand van R575 en jy betaal ook nie belasting nie. Dit is nie belasbaar nie. Nou moet ons gaan kyk. Vraag 1. Toon hoe die aanvanklike belasting van R35.253 in die belastingkategorie nommer 2 bereken is. En nou gaan ek vir jou wys daar by die belastingtabel. Hoe is daar die R35.253 bereken? Om dit te doen, gaan ons gaan kyk die aanvanklike belasting wat 18% van belasbare inkomste is. So dan vat ons 18% is 18/100 of 0,18 en ons vermenigvuldig dit met R195.850 gee vir ons dan die R35.253. Jy sal sien waar is die R195.850 wat vir ons gegee is daar. Die tweede vraag is, bereken die totale bedrag wat Yamkela per jaar aan pensioen betaal. Nou gaan kyk ons, hy dra 7,5% per maand by, en hulle soek dit hierso per jaar. Wat beteken ons gaan die salaris van die maand vat, en ons maal dit met 7,5%, wat beteken is 7,5 gedeeld deur 100, of jy kan sê 0,075 maal met die 12 maande, gee vir ons vir die jaar R33.783,98 wat hy bydra vir die jaar tot die pensioenfonds. Die volgende vraag, bereken die totale bedrag wat Yamkela per jaar aan donasies betaal. Nou, Yamkela betaal R575 per maand, dit beteken ons maal het met 12 maande, dan gee dit vir ons vir die jaar R6.900 wat hy aan liefdadigheid skenk en wat nie belasbaar is nie. Dan die vierde vraag is, bereken Yamkela sy jaarlikse belasbare inkomste, en die belasbare inkomste kry ons deur die jaarlikse inkomste te vat, en ons trek van dit af die nie belasbare aftrekking soos pensioen en die skenkings of donasies van, nou doen ons dit saam is dit R40.683,98, maar kom ons kyk, waar kry ons dit? Dit is die pensioen vir die jaar wat ons bereken het, van R33.783,98, plus die donasies wat ons ook bereken het hier by 1.3 van R6.900, as ons daar die twee bedrae by mekaar tel, dan kry ons die R40.683,98 wat nie belasbaar is nie. Dan trek ons dit af van die jaarlikse inkomste, dan gee dit vir ons 'n belasbare inkomste van R409.769,02. Nou moet ons gaan, volgende vraag, verifieer met die nodige berekeninge dat Yamkela se belasting wat hy per maand betaal meer as R6.850 is. Nou ons moet onthou, op die vorige bladsy het ons Yamkela se belasbare inkomste bereken van R409.769,02, en dan moet ons nou gaan en ons kyk by die belastingtabel hierbo. Dit val daar by die derde belastingkerf,
305.851 tot 423.300 en dan gebruik ons die belastingkoers van 63.853 plus 31% van belasbare inkomste bo 305.850. Dan gaan vervang ons en ons gaan skryf dit as volg: R63.853 plus 0,31 of jy kan dit ook maar skryf as 31 gedeel deur 100 vermenigvuldig met, en jy moet dit tussen hakies vir ons sit, R409.769.02, dis die belasbare inkomste, minus die 305.850 gee vir ons 96.067,8962. Dis vir die jaar, en dan gaan trek ons mos nou die korting af, die belastingkorting. Hy is 64 jaar oud, wat beteken hy is jonger as 65, hy kry net hy R14.220 korting af. Sy belasting vir die jaar is R81.847,8962. Maar ons wil mos nou weet wat is sy maandelikse belasting betaalbaar. Daarom deel ons dit deur 12 en kry ons 'n bedrag van R6.820,6. Dit beteken die bewering hier is nie waar nie, of is ongeldig, of is nie geldig nie, of die belasting betaalbaar is minder as R6.850. Oké, laaste ene verduidelik waarom mense 75 en ouer minder belasting betaal as mense jonger as 65. Obvious antwoord is dat hulle ontvang al 3 kortings of hulle ontvang meer kortings. Dan Amkela se maandelikse bruto salaris van R37.537,75 het met 6,4% in 2019 verhoog, bereken wat sy bruto salaris in 2018 was. Ons vat die salaris van 2019 en ons vermenigvuldig dit met 100 wat ons deel deur 106,4 en dan kry ons die bedrag wat dit in 2018 was. Die salaris in 2018 was dus R35.279,84. Daar is nog 'n paar wat uitgewerk is individueel, omdat dit sulke lang berekeninge is. Het ek 'n paar video's waar ek verskillende jare se vraestelle oor belasting uitwerk. Gaan kyk maar net, ek sal dit ook die datum sit en die tye wanneer hierdie eksamens plaasgevind het. Oké, net die heel laaste vraag hierso, bewys hoe die belastingdrempel van R136.750 bereken is, en dis waar so, ons sal sien by die belastingdrempel, daar het ek hom nou gehighlight vir julle, is 75 jaar en ouer, is 136.750 is hulle belastingdrempel. Omdat hulle 75 en ouer is, kry hulle al 3 die kortings wat daar so gegee word. En om die belastingdrempel te bereken, tel ons al die kortings bymekaar, al daardie kortings, beteken ons sê 14.220 plus 7.794 plus 2.601, en dan deel ons dit deur 18%, wat 18 oor 100 is, of 0,18. As ons dit by die calculator net so intik, dan kry ons 'n bedrag van 136.750. Ek vertrou dat julle hierdie les iets geleer het uit dit uit. Ek vertrou dat hierdie les vir julle sin gemaak het. Dankie dat jy gekyk het. Kyk gerus na die ander video's ook, waar belasting verduidelik word uit vorige vraestelle.